Das 'n parel is julle reg. Agter elke man. Steve Hofmeyer live by die Afrikaanse Taalmonument 4 Februarie 2023. My hart klop halleluja. Kaartjies nou beskikbaar by iTickets. Amen. Sing jou woorde teen my vas. Ja, ek kan nog steeds nie dink waar die idee vandaan gekom het nie. Ons was in COVID nog gewees. Maar ek onthou die gevoel soos gister. Het was so sterk en onmiskenbaar. Ek het geweet, jy weet, ek het net in my gevoel ek moet iets doen. Steve Hofmeyer was nog altyd my Afrikaanse kunstenaar. Ek bly in die Parel. Vir die van julle wat gelees het, ek het gevlug uit die Parel uit. Ek bly nog steeds in die Parel. En hier staan 'n monument oor my dorp en oor my lewe in Waghou en toe kom daai gedagte wat alles sou verander. Steve Hofmeyer moet by die Afrikaanse Taalmonument sing. Die Afrikaanse Taalmonument is meer as klip en sement. Ek dink dit het 'n baie besonderse plek wat dit vir ons almal inhou vir geslagte. Was dit 'n simbool van taal, kultuur, identiteit. Ons het ons kinders soontoe geneem, ons stories soontoe gedra, vertonings daar gaan kyk. Maar oor die jare het iets in my agterkop begin pla. Ek het gevoel dat hierdie monument stadig aan wegbeweeg van sy wortels, dat die mense wat hom bestuur begin skaam voel het oor wat hy eers verteenwoordig het. Afrikaans is die geboortedorp, of die Parel is die geboortedorp van Afrikaans. En die gedagte was baie sterk, jy weet, wat gebeur as Steve, die mees omstrede en geliefde kunstenaar van sy generasie, hier kom sing. Dit sou nie net 'n konsert wees nie, dit sou simboliek wees, geskiedenis, jy weet, amper profeties het dit vir my gevoel. En teen daardie tyd was Steve lankal nie net meer 'n sanger nie, hy was 'n simbool van stryd. Dis die man wat jou laat lag het met pampoen of laat huil het met pampoen. En 'n dag later 'n media storm ontketen het met 'n sin oor politiek of oor die LGBTQ beweging. Jy weet, in 3 kort jare het hy die grootste hou van sy loopbaan gekry. Die Koleski broers het hom uit Afrikaans is groot verban. Die DStv het hom verwyder nadat dis hoe dit is met Steve by verre die gewildste program op kyk net was. Sun International se venues, Grand West, Sun City, Times Square, hulle het al deure vir hom toegemaak. Dit was asof die sleutelspelers in Afrikaanse vermaak eenparig besluit het Steve is te giftig, ons sny hom uit. En vir baie promoters was dit die einde, veral obviously vir die Koleski's, maar vir my was dit die begin geweest. Ek het gevoel as Steve nie plek kry nie, moet ons vir hom 'n plek skep, en waar beter as by die monument self. Ek onthou my eerste gesprek met die Taalmonument se bestuur was beleefd soos gewoonlik. Ek het in die jare baie met hulle saamgewerk, en ek het nie doekies omgedraai nie. Ek het gesê, dis Steve, dit is die konsert wat ons wil doen, ons wil jy met hier sing. En daar was nie veel van 'n oorweging met dit nie. Jy weet, die kontrak is opgestel en is onderteken. 4 en 5 Februarie 2023, die Afrikaanse Taalmonument, Steve Hofmeyer live. Jy weet, as ek dit hoor, dan raak ek nog steeds opgewonde. Jy weet, wat 'n show sou dit gewees het. Die datums was vas, dit was 'n maand voor die Teens Joran Tribute op Loftus. En ek het geweet, ons het nie net 'n konsertdatum of 'n konsert wat ons gaan reël nie, jy weet, ons het 'n stukkie geskiedenis vasgemaak. En toe ons die konsert aankondig, was dit asof iemand jy weet, die lont aan 'n kruitvat gesteek het. Die kaartjies het regtig goed verkoop. Kommentaar het ingestroom, jy weet, uitbundig positief aan die een kant en bloedrooi negatief aan die ander kant en alles tussenin, jy weet, dis maar vir Steve. Vir baie was dit 'n droom geweest, jy weet, uiteindelik Steve by die Taalmonument en vir 'n ander natuurlike ramp. Dis 'n skande dat hy ooit daar mag optree. Maar as daar een ding is wat 'n promotor weet, is dat as mense so sterk voel, dan het jy regtig waar iets besonders beet. 'n Konsert sonder emosie is maar net 'n aand met musiek. Maar 'n konsert wat mense laat beklei, hoop, droom, jy weet, dit is nogal dit is kuns in sy ware vorm. Om daardie tyd te verstaan, moet mense onthou hoe donker COVID was. Jy weet, ons was vir 2 jaar lank gesluit gewees. Ons
kon niks aanbied nie, geen inkomste nie. Die eventsbesigheid was amper tot niet. Ons het alles letterlik verloor behalwe weer eens ons geloof. En toe kom hierdie projek en vir my was dit nie net 'n konsert nie, dit was 'n manier om weer te kon asemhaal, jy weet, na COVID, om te sê ons is nog hier. En by hierdie konsert was dit meer waar as ooit geweest, dink ek. Dis amper asof die geskiedenis self die storielyn geskryf het. So ons was baie opgewonde en toe uit die blou te kom die kansellasie. Ek onthou daardie dag soos gister, dit was asof iemand die wind totaal en al uit my seil uit gehaal het. 'n Formele koue brief met regstaal van die monument af van meneer Michael Jonas af. Die taalmonument het besluit om die kontrak te kanselleer. Jy weet, en ek het dit oor en oor gelees, is asof ek die woorde verkeerd kyk, jy weet, kanselleer is asof ons iets verkeerd gedoen het. Jy weet, asof ons 'n klug uitgevoer het, ons het tog 'n kontrak, hulle het geweet wat ons doen. Ons het alles eerlik gedoen, jy weet, van die eerste dag af het ek ook kaarte met hulle gespeel, hulle het geweet dit is Steve, hulle het geweet wat die plan is, maar skielik 2 maande na die kontrak onderteken is, besluit hulle ons is in breek, jy weet, en in daai tyd was dit nog moeilik om kaartjies te verkoop, want ons was in so tussen 'n stadium van COVID gewees, en hierdie het net nog soos 'n ekstra dolk in die rug gevoel, jy weet, ek onthou my desperate pogings om die monument se direkteur Michael Jonas in die hande te kry, jy weet, ek het hom 3 dae lank probeer bel, e-posse gestuur, boodskappe gelos, maar geen antwoord nie, en dit was nie toevallig nie, jy weet, dit was doelbewus geweest, 2 maande na die ondertekening, word ons nou skielik in breek geplaas. En die rede wat hulle aangevoer het is 'n naam. Jy weet, ons het eers in ons bemarkingsmateriaal geskryf die Afrikaanse taalmonument en toe moes ons verander na die Afrikaanse taalmonument amfitheater. En toe weer die taalmonument amfitheater. Later net amfitheater. Dit was 'n totale babelse verwarring geweest. En ironies genoeg, jy weet, hulle dieselfde foute in hulle eie bemarkingsmateriaal gemaak in hulle advertensies. So dit was vir my baie deursigtig geweest. Dit gaan nie oor die naam nie, dit gaan oor Steve. Hulle wou nie die moed hê om te sê ons wil nie met hom geassosieer word nie. En dit is maar eintlik die bottom line daarvan. So die kontrak het weer 'n wapen geword, soos wat mense kontrakte kan gebruik. En ek is maar die groot gelowige wat almal vertrou. En ek het geen rede gehad om die kansellasie te verwag nie. Ons het vir 10 jaar lank die Tweede Kap in sy destydse formaat, die Tour of Good Hope het ons geëindig bo op die taalmonument. So ons het 'n goeie samewerkingsverhouding met hulle gehad. En die media was daar, het hulle gehelp om relevant te bly en ek was happy dat ons dit kon doen, jy weet, want ons deel 'n liefde vir Afrikaans. Maar toe die hitte na hulle te kant toe kom, het ek besef ek het toe nie 'n bondgenoot gehad nie, daar was groter kragte weer eens wat aan die werk was. En ek is nie iemand wat sommer hof toe hardloop nie. Jy weet, ek glo in praat en onderhandel. Jy weet, ek glo dit is in my aard, jy weet, maar ek het regtig waar toe Michael Jonas al my pogings ignoreer, het ek net besef hierdie keer moes ons, jy weet, dit is regtig belangrik om te weet wat vergestal die taalmonument. Nou ja, toe is ons Hooggeregshof toe in die Kaap. Ek onthou die eerste dag toe ek daar instap, die hoë mure, koue atmosfeer, die gevoel dat jy net 'n instelling beklei nie, maar teen die gevolle gewig van die staat. En ek was reg, want toe die taalmonument se regspan verskyn, toe het hulle 2 senior advokate, jy weet, sogenaamde senior counsels aangestel om die saak te behartig. Ag, en ek het net my kop geskit, jy weet, 2 senior advokate vir 'n konsert. En dit het alles verklap. Dit het gewys hoe ver hulle bereid was om te gaan om Steve stil te hou. Hulle wou nie net 'n kontrak beskerm nie, hulle wou stem stil maak. Die hofsaak was uitputtend. Jy weet, dit gaan oor allerlei argumente en regsverwysings en kontrakklausules en ek weet en dit die kruks daarvan dat daar 'n meeting of minds was is nooit onderstreep in hierdie hofsaak nie, jy weet. Hulle het van eendag af geweet, van dag 1 af geweet is Steve en hulle soek net 'n verskoning. Jy weet, die laaste keer toe ek die benaming moes verander, het ek net amfitheater Parel gebruik, jy weet, sonder enige verwysing na die monument. En ek weet nog steeds nie of dit reg is nie. Jy weet, ek het meneer Jonas telke male
probeer bereik nadat hulle vir my 'n paar keer gevra het ek moet die benaming verander. En hierdie laaste keer toe ons dit nou weer verander, het hulle my nie geantwoord nie. Jy weet, en obviously met die oog dat hulle die kontrak in hulle regspan laat. Die amfitheater is deel van die Taalmonument. My kontrak vir verhuuring is in die naam van die Afrikaanse Taalmonument. As die regte benaming nou slegs amfitheater is, jy weet, hoekom verwyder hulle self van hulle eie venue? Jy weet, niemand weet nou nog of die monument bekend staan as Afrikaanse Taalmonument of net die Taalmonument nie. Hulle wissel dit af in hulle messaging. Dalk het dit beter begin raak in die laaste tyd, ek het dit nie gevolg nie. Maar dit benadruk die punt, as hulle nie geweet het as wat hulle bekend staan nie, hoe moes ek of enigiemand anders dit weet? En dit was vir my duidelik, het gaan nie hier oor 'n paar stoele en 'n klankstelsel nie, weet, hier gaan dit oor 'n stem wat stil gemaak moet word. En die regter het toe besluit dat die monument binne sy reg was om te kanselleer. En ek het by die hof uitgestap en geweet ek is iets aan 'n man verskuldig en dit is nie aan my of enigiemand anders nie, maar dit is aan Steve en aan die mense wat kaartjies gekoop het, jy weet. En aan 'n taal, jy weet, wat se monument skielik selektief begin raak het oor wie welkom is. Dit was vir my dit was vir my mind-boggling geweest om in daai scenario te wees. Het gevoel asof ek in die middel van 'n fliek sit. Maar so terwyl ek nou hierdie vernedering van die hofuitspraak worstel, het Steve natuurlik 'n wapen van sy eie geword. Hy het sy eie oorlog gevoer, nie net in regsdokumente soos ons nie, maar op die slagveld van sosiale media. Die media het ook natuurlik baie blootstelling verleen aan hierdie hele stryd en natuurlik ook nie objektief van die Afrikaanse pers nie, want hulle hou nie van Steve nie. Maar Steve het nog altyd 'n besonderse gawe gehad om die kern van 'n saak in 'n enkele sin vas te vang. Hy het dit gedoen met lirieke, met onderhoude, hy het dit gedoen op sy Facebookblad. Ek kyk nog religieus elke maandag Steve se stukkie op Facebook en na die kansellasie van die monument het hy verseker nie sy woorde gespaar nie, jy weet, sy plasings het soos 'n veldplant versprei. Binne ure het duisende mense dit gedeel, jy weet, kommentaar gelewer. En vir sy aanhangers was dit 'n oorlogskreet, jy weet, hier is iemand wat nie gaan swyg nie. En dit kom na 'n tyd wat Steve so gemarginaliseer was. En dit is reg dat hy nie gaan kniel nie, jy weet, vir sy teenstanders was dit nou weer eens 'n geleentheid om hom gevaarlik en giftig af te maak, Sloet en hele manne. Maar die waarheid is dat albei kante het hom nog groter gemaak. Jy weet, hoe meer hulle hom probeer stil maak het, hoe harder het sy stem geklink. Ek onthou nog, hy het gesê, weet, nou dat ons weet dat die Taalmonument nie ons vriend is nie, skuif ons na Welbedagte tyd in Wellington. Ek het gesê, want die kommunistiese strukture wat baas speel oor ons kultuur, bepaal nie ons liefde vir Afrikaans nie. Die Taalmonument, hoe het ek het nou op die prompter, die Taalmonument waarvoor ek baie lief was, sien my nie weer nie. Weet, en daardie woorde het sy teenstanders natuurlik nog meer rede gegee om te haat. Maar die een ding het vasgestaan en dit is dat Steve Hofmeyer onmoontlik is om te ignoreer. En daarvoor lig ek my hoed baie hoog vir hom, na al die jare. Ek was, net na die hofuitspraak was ek in so 'n klein kajuit op een van die MSC bote wat ek vir my en Sonet en die kinders bespreek het en toe kom ons agter, is eintlik maar net 'n kampeerplek op die see. Maar die kajuit was so klein geweest, ons het eerste keer na 'n paar maande probeer rus, maar elke keer as ek sein gehad het, ek na my foon gekyk, want toe het ons nou nog nie kon skuif nie, ons het nog gewag vir oom Skalk om te sê, dis reg, en toe kom die boodskap, jy weet, oom Skalk sê, ja, Welbedag kan ons nuwe huis word. Jy weet, ek het skaars asem gekry waar die staatse monument sy deure toegeslaan het, maak 'n Springbok legende sy plaas oop. Jy weet, hoe wonderlik was dit geweest. Die skuif is natuurlik nie maklik nie, jy weet, jy moet nou weer alles van vooraf begin beplan. En Welbedag het nie sonder gevaar gekom nie, jy weet, die drukgroepe het aanhou dreig om die vertoning te ontwrig. Daar was briewe, oproepe, dreigemente, selfs teen oom Skalk self. En in die weke voor die konsert was dit asof alles teen ons saamgespan het. Die drukgroepe het regtig al mense gesluip. Al was dit die ongenaakbaarste boodskappe geweest
openlike dreigemente dat hulle die vertoning sou ontwrig en dat hulle die mense sou leed aandoen. Weet jy, e-posse wat opgedaag het in my e-mail, weet julle sal dit nie reg kry nie. Ons sal sorg dat dit gestop word. Jy weet, sulke woordtok, jy sal dit berou. Jy weet, en is die een ding om my so net aan te val. Ek dink ons is oor die jare al gewoond daaraan, maar om iemand soos om skalk in te trek. En ek het hier gedink, jy weet, hier staan 'n Springbokkaptein, 'n man wat sy hele lewe lank gewoond is aan druk, aan uitdagings. En nou wil hulle hom intimideer oor musiek, groot om skalk. Maar Skalk het verder gestaan. Jy weet, hy het my net gesê, by dat hierdie plaas het al groter storms deurstaan. En jy weet, daardie woorde het my amper laat huil. Jy is min dat mense vandag nog so regop staan vir dit wat reg is. En Skalk doen dit nog altyd. Jy weet, ons kan onthou by die KAK&K, dat hy op die komitee was. Jy weet, gaan Google dit 'n bietjie. Jy weet, sy groot bydrae daar, ook ten opsigte van Steve, toe hulle hom by die KAK&K wou verban. Maar nou ja, toe moes ons nou begin bou daar Welbedag op die plaas. Dis 'n ongelooflike mooi setting. Maar die verhoog moet gebou word, weet, vragmotors kom aan, toiletkaravane, sekuriteit. Jy weet, om 'n amfitheater konsert na 'n plaas te skuif, dit beteken jy doen alles nou weer van diets af. Jy weet, jy verhoog, lig, klank, parkering, sekuriteit, toilette, jy weet, so net dit moet in die hele operasionele plan weer herskryf. Maar ons is verlig dat ons dit kan doen. Ons is verlig dat ons vir Steve se aanhangers kon gee wat ons vir hulle beloof het. Al was dit by 'n monument van 'n ander aard. Ek onthou ons sekuriteitsmaatskappy Dogs and All wat my al die jare ondersteun wat ek in die Parel ons events doen. Hulle het beplan vir elke risiko, jy weet, hulle het elke hoek beveilig. So ons het geskuif en dit het die afwagting vir die konsert regtig waar nogal 'n hupstoot gegee. Ek dink weet dit amper soos 'n oproep om ons te kom ondersteun gevoel het, jy weet, kom ons wys vir die establishment dat hulle nie vir Steve en vir ons sal stil maak nie, jy weet. En daar was baie verwagting die dag toe mense begin instroom, weet van oral daar gekom, weet Namibiërs, die studente van Pretoria af wat 'n pilgrimage kom doen het, weet. Ouer paartjies, gesinne, mense het regtig van ver af gekom om te kom kyk. Toe besef ek, het gaan nie om die gebou nie, jy weet, het gaan om die boodskap en dit waarmee ons besig is hierso. Jy weet, en toe vir Steve sien, toe hy deur die skare begin beweeg, jy weet, sekuriteit om hom, die mense ryk na hom, jy weet, en dit was vir my ongelooflik om te sien hoe gewild Steve nog steeds was. Ek dink hierdie was sy eerste groot vertoning wat hy weer gedoen het nadat hy gemarginaliseer is uit wat ons nou oor gepraat het waar hy nie meer mag optree nie en vir wie hy nie meer mag optree nie. Daar's verseker nog 'n magiese aantrekkingskrag vir hom en ek dink dit was vindication vir hom gewees op daai aand. Die skaal af van het my nog steeds verbaas. Ons moes hom oppas soos 'n rockstar. Dogs and All het rondom beweeg so kordon, jy weet, mense op afstand gehou en seker gemaak hy kan die skares beweeg. Weet, mense wou net iets van hom raak. Dit was subliem geweest. Jy weet, hulle wou net sy hemp aanraak, 'n sweetdoekie, weet, hulle wou 'n reliquie kry van hom. En die mense het rondom hom saamgedrom deur die trane. Het was verstommend geweest om Steve weer op daai pedestal te kon sit. Jy weet, en ek verstaan en dink hierdie is hoekom ons dit gedoen het, weet. Al die werk maak op so 'n oomblik weer sin. Dis nie oor geld, oor kontrakte nie. Dit gaan oor daai oomblik van eenheid en geloof. Weet, ek het van die verhoog af gekyk en ek het besef hy is 'n simbool. Hy is 'n baken van hoop. Veral vir 'n gemeenskap wat voel of taal en identiteit word elke dag verpletter. Al hoe meer. En ja, toe Steve uiteindelik die eerste aand op die verhoog kom, hy is dit Welbedag geskit. Jy weet, soos wat ek lanklaas gesien het, tande in die lug, mense met trane in die oë. Haar eerste note het so deur die Bolandlig gesny. Lindsay Barton het 'n ongelooflike job gedoen met die technical, jy weet, om 5000 mense aan te bedien. En ek het nog nooit vir Steve so gesien nie, jy weet, die gehoor het elke woord saamgesing. Nie net applaus nie, dit was 'n koor, dit was soos 'n volkssang geweest. En dan ewe skielik, met my verbasing, hier roep Steve vir hom Skalk op die verhoog en daar sit 'n musieklegende langs 'n rugby-legende. Ek is baie trots op julle. Dat julle na al hierdie gemors
nog vir Steve support. En mag ons 'n wonderlike tyd vorentoe hê. Baie dankie dat julle hier is. Ek het wat, ek weet. Okay, is jy reg? Goeie. Ek sal inval, val jy in as jy reg is. Ja. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing strong. Who'd have believed you'd come along? Hands, oh, touching hands, Reaching out, touching me, touching you. Sweet Caroline. Boeland! Julle is reg vir meer intelligente woorde as pam pam bladdy pam. Soos ek sê, Sweet Caroline, dan sing julle die intelligente woorde. Blou bou boer. Sweet Caroline. Met mans met arms soos boomstamme wat sit en snikhuil saam met 'n gehoor. En elke refrein sê net vir my, weet jy, ons is nog steeds hierso. Maar daai oomblik wat steeds bly terugkom is die laaste oomblik. Ja, dit is Steve se, ek dink dit is nogal vir Steve beskore om so te kan wees dat hy kan opstaan en die stem sing, want hy, en julle kan gaan kyk hoekom hy dit regverdig en sy redes daarvoor is baie goed, weet jy. En daar sing almal die stem saam, is 'n verklaring, 'n gebed, 'n triomf. En ja, ek het toe aan die einde geweet, jy weet, ons het nie die monument gekry nie, maar ons het 'n lewende monument, werklik 'n lewende monument kon bou daai naweek. Jy weet, as ek vandag terugdink aan alles en hierdie reuse stryd met die taalmonument en die triomf uiteindelik op welbedag. Jy weet, dit voel soos 'n blockbuster fliek waarvan ek deel was, wat ek deurgeleef het. Jy weet, ek was regtig woedend vir die monument se bestuur. Jy weet, ek was verpletter deur die hofuitspraak. Ek het toe weer eens te doen gekry met die sensasiejoernaliste. Maar tussen dit alles deur het daar ook hoop, geloof en trots baie sterk binne in ons gegroei. Dit was meer as 'n konsert gewees. Dit was 'n triomf vir Steve, vir my, vir Sonet, vir hom Skalk. Dit vir elke aanhanger wat sy of haar kaartjie gekoop het en vir wie ons daai besonderse ervaring kon gegee het. Ons het nie 'n monument gekry nie, maar ek dink ons het iets veel groter gekry. Ek dink ons het bewys dat jy nie mense se liefde vir taal en hul musiek kan kanselleer nie. Jy kan kontrakte kanselleer, jy kan hofsaake wen, jy kan die media gebruik om iemand te verguis. Maar jy kan nie 'n volk se hart wen as jy teen hulle staan nie. Diegene wat Steve wou stil maak, het hom net groter gemaak. Hy het nie na die establishment toe teruggekeer nie. Hy het teruggekeer na die mense toe en dis al wat saak maak. Vir my sal die ware monument sedertdien nie net bo op die Parelberg wees nie. Jy weet, dit sal altyd wees daardie duisende mense op welbedag regop saam eenstem. Jy weet, die aand toe ons gewys het, ek dink altyd so daaraan dat ons, jy weet, julle kan ons probeer kanselleer, maar julle sal ons nooit stil maak nie. Nou ja, die interessante persverklaring wat ek uitgestuur het ek nou hierso opgesit vir ons. Ek wil hom gou-gou vir ons lees, want dit is tog 'n baie diepte hierin, jy weet. Ek het geskryf aan die media, as 'n regeringsinstelling om die mag toe-eien om kunstenaars te mylband, haal dit slegte herinnerings uit ons verlede op. In ons vorige bestel het die regering ook met die kunste ingemeng toe verskeie oorseese en plaaslike kunstenaars toegang tot optredes in Suid-Afrika geweier is. En dis insiggewend oor die geskiedenis herhaal.
Die twee Steve Hofmeyer optredes op 4 en 5 Februarie by die Afrikaanse Taalmonument in die Parel moes onlangs gekanselleer word en die konserte het verhuis na Welbedacht. Ek moet nie so ook sê wat ek onthou toe ouens soos Freddie Mercury en al die ouens verban was uit Suid-Afrika uit met ons vorige regering en nou verban ons regering ook alweer kunstenaars. Dis maar die boodskap. Die boodskap is, en ek sê dit in die verklaring, Steve en alle kunstenaars se reg om op te tree moet gerespekteer word. Die monument se weiring van Steve is veral hartseer in die lig van sy reuse bydrae tot Afrikaans en sy aanhangers. Wie die meeste is van enige Afrikaanse kunstenaar en waarvan die meerderheid Afrikaans sprekend is. Steve het meer as 700,000 Facebook followers. Nie enige ander Afrikaanse kunstenaar, selfs ander kunstenaars in Suid-Afrika kan dit sê nie. Baie Suid-Afrikaners voel hy sê wat ander bang is om te sê en waaroor ernstig besin moet word, soos wat kunstenaars deur die jare heen al doen met kommentaar op ons samelewing. Dit is op 'n manier 'n kunstenaar se werk. Met die vertonings wat verskuif na Welbedacht, doen ons 'n beroep dat die vertonings nie as 'n politieke speelbal gebruik word nie, maar liewer beskou word as 'n konsert van hoop vir alle Afrikaanse musiekliefhebbers oor taal en bevolkingsgrense heen. Ons het hoop in hierdie land en benewens Suid-Afrikaners se ongelooflike ingebore positiewe gesindheid en deursetting, is dit ook te danke aan kunstenaars soos Steve Hofmeyer. Dit gee mense hoop dat daar steeds Afrikaners is wat bereid is om hulself en hul stem te laat geld, ondanks die risiko tot verbanning of verdoeming. Dit is ontsettend belangrik in 'n land wat deesdae elke nou en dan lyk of dit op die randjie van die afgrond wankel, midde in chaotiese bestuur, deur 'n regering wat nie meer die gemiddelde Suid-Afrikaners se swaar kry raak sien of belange voorop stel nie. In hierdie milieu is iemand so Steve 'n onmisbare skakel in die ketting van verantwoordbaarheid. Steve Hofmeyer en die optredes by Welbedacht vergestaal hoop en 'n Suid-Afrikaanse nasie vol lewe, durf en wie nie skroom om hul sê te sê wanneer hul geliefde land en sy mense verniel word nie. Dis vryspraak en dis ons almal se reg. Steve raak al hoe meer relevant soos die situasie in die land bly vererger. Nou onthou ek het hierdie 4 jaar terug geskryf. En hy doen wêreldpolitiek is besig om te verander en daardie baken van hoop wat hy was is besig om al hoe meer mainstream opvattings te raak wat daardie tyd nog totaal en al regs beskou het. Maar die feit dat die konserte tydens so ongenaakbare tyd vir ons land kon voortgaan dit is verseker typerend van die deursettingsvermoë van Suid-Afrikaanse sakelei en kunstenaars. Nou ja, om dit mee af te sluit, ek dink is 'n mooi manier om te sê wanneer die stilte breek, dan val die klank nie net op ore nie. Dit val op harte en soms is 'n plaas in Wellington groter as enige monument van klip. Alles hoort aan jou.